Goeiemôre, baie welkom by Stad op die Berg, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is nou klaar met Pinkster en ek en Jan het uit mense se terugvoering besluit om te sê, ons gaan so 'n bietjie verder aangaan met die boek van Openbaring. So vir die volgende 3 of 4 Sondae gaan ons die volgende paar gemeentes hanteer, die volgende 4 gemeentes, van dit waarmee Johannes begin het. En ons wil jou graag nooi om saam met ons 'n bietjie verder te kuier in Openbaring. Vir my lyk daar as mense wat ongelooflike waardering het vir dit wat ons hier lees en dit wat ons ontdek. En mag dit vir jou en jou lewe ook kos wees vir jou siel en vir jou gees in hierdie moeilike tyd, uitdagende tyd wat ons leef. En mag jy ook vir Jesus Christus hoor, want dis hy wat met sy kerk praat en dis hy wat met sy gemeente praat. So voordat ons gaan begin, kom ons sit so dan buig ek en jy en daar waar jy is met jou gesin en jou familie om jou. As jy alleen is, die Here is saam met ons, kom ons buig. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir U kan eer en lief wees en dankie sê. U is die Here en daarvoor prys ons U naam. En wanneer ons nou gaan saam dink oor Thyatira, Here, gee dat ons 'n ore het om te hoor wat die Gees van God vir die gemeente sê. Mag ons nie net ons lewe nie, maar ons gedagtes rig. Dit wat goed is en mooi is en prysenswaardig is. U is die Here. Amen. As jy dit wil na die tyd gaan lees, dis Openbaring 2 vers 18 tot 29. En as Jesus dit skryf deur die hand van Johannes, klink dit so: skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuurvlam, wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil nie haar van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar oor in 'n siekbed en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding. As hulle nie van haar praktyke bekeer nie, haar volgelinge sal ek deur 'n pessiekte om die lewe bring. Dan sal ek al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang nie en nie die diep geheimenisse van Satan soos hulle dit noem leer ken nie, sê ek lê op julle geen verdere verpligting nie. Hou net vas wat julle het totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hulle sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Jy sal hulle soos kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot dan. Ek wil nou vanoggend vir jou begin met 'n vraag, so 'n bietjie 'n lekker gesels hê. En ek wil eintlik die belydensklas in die graad 10, as jou kind in graad 10 en graad 11 is, hulle kategese onderwysers Louise en Koos gaan bietjie met hulle gesels hieroor en ek hoop julle ouens kyk hierna. En ek wil julle mening hê, ek hou die groepe dop, ek gaan julle bietjie na die tyd opcheck, so 'n bietjie met julle saamgesels hieroor. Ek gaan begin met 'n vraag en die vraag klink so: wat begeer jy op die oomblik? Wat dink jy? Waaraan dink jy die meeste? Wat begeer jy vir jou lewe, sê jy kan vra? Begeer jy geld? Begeer jy 'n maat? Miskien is dit 'n huwelik? Miskien is dit eer? Miskien wil jy belangrik voel? Wat begeer jy op die oomblik? Julle sal onthou dat ek so 'n ding met toiletpapier doen he, dat ek vir die ouens sal nader roep, by die belydensklas sal laasjaar sin sal weet, ek het mos ou gevat, en laat ek jou hande so staan, en dan vat ek die toiletpapier, en dan begin ek het draai, en draai. En die les daaruit sou gewees het, wat as elke blokkie van hierdie toiletpapier 'n besluit is?
as dit slegte besluite is, gaan ek naderhand myself so vasdraai, dat ek glad nie hieruit kan kom nie, nee. As ek goeie besluite neem, sal ek nie hieroor hoef bekommerd te wees nie. Ek sal nooit vasdraai nie. As jy sonde besluite neem, gaan jy so vasdraai in sonde, dat jy naderhand glad nie gaan uitkom nie. Talita, my dogter, sal nou kan vir jou sê, sy bel my gereeld, sê, pa, maar ek sukkel hiermee, of ek sukkel daarmee, en dan sal ek vir haar sê, Talita, jy neem slegte besluite. Pa, maar moet my nou nie op die lig sit, of in die spot sit, soos ek altyd maak nie. Maar ek sal dit doen, ek is nie doof nie. Maar wat besluit jy? Waaroor dink jy? Want wat is ons nie vandag van besluite praat nie? Wat is ons vanoggend 'n bietjie van my gedagtes praat? Gaan my gedagtes goed wees? Gaan my gedagtes sleg wees? Waaroor dink ek? Die een ding wil ek vir jou sê, wat die moeilikste is om oor eerlik te wees, is my gedagtes. Wel, die gemeente van Thyatira, ek het vir jou so 'n foto of 2 saamgebring, dat jy net kan sien hoe dit daar lyk. So ook maar baie ruïnes, en dis maar 'n toeriste aangeleentheid. Daar is 'n moderne stad naby dit gewees, maar kom ons dink 'n bietjie, wat weet ons van Thyatira? As jy so in die begin van die boek lees, dan hoor jy dat Jesus sê, so sê die Seun van God. Dis belangrik dat jy dit raak lees, vat jou Bybel en kyk so 'n bietjie daarin. Hoekom sou Jesus sê, so sê die Seun van God? Want onthou nou, Johannes skrywe die brief, maar dis Jesus wat deur Johannes met sy gemeente praat, met jou praat. So sê die Seun van God. Dit was belangrik, want in Thyatira het hulle allerlei gode aanbid. Thyatira het Apollo aanbid. Ek het vir jou 'n foto gebring van Apollo. Apollo was die seun van Zeus, een van die Griekse gode, en hy was openlik aanbid gewees. En Jesus sê, ek is nie Apollo nie. Jesus sê, ek is die seun van die lewende God. Hy sê, my oë vlam soos vuur. Daarmee sê Johannes vir die gemeente, God sien alles raak. Hy sien raak wat jy doen. Hy sien raak hoe jy optree. Hy sien daar raak waar jy nou sit, nee. Onthou nou, dis na die kruisiging. So Jesus praat met jou en met my. Wat sê hy nog? Wel, die eerste vers sê, ek het voete wat soos geelkoper is. Daar was baie smede in Thyatira gewees, en hulle gaan verstaan. Jesus sê hiermee, ek wil vir jou sê, ek het gekom om te bly. As jy in die geloof ding bietjie vasgedraai is, dan gaan Jesus vir jou met ander woorde sê, ek het gekom en geloof deel te maak van jou lewe, en jy gaan dit nie kan wegdruk nie, want aan die einde van tyd, sê Johannes, gaan almal voor die troon van God staan. Ek gaan die skape en die bokke skei. Die wat my geken het, gaan ek een kant sit, en die wat my nie geken het nie, gaan ek aan die ander kant sit. En elkeen gaan beloon word, sê Jesus, vir dit wat jy gedoen het. En ons moet 'n bietjie verder gesels oor Thyatira. Maar dan sê hy vir hulle, ek weet alles wat julle doen. Dit moet jou dadelik som in jou kop herinner na die vrou by die put in Samaria, toe Jesus daar by die put vir haar gesê het, geef my 'n bietjie water, en sy sê, Here, maar hoe vra jy dit van my? Jy's 'n Jood, jy's 'n man, hoe vra jy dit vir my? En toe Jesus met haar in 'n gesprek betrokke raak, toe besef sy, maar hierdie man weet meer van my, want hy sê vir haar, geroep jou man, en sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, dis waar wat jy nou sê. Jy het al 5 gehad, en die een by wie jy nou bly is nie jou man nie. En dan besef sy, maar hierdie Jesus is nie net 'n mens nie. Hy moet die Messias wees, hy moet die een wees wat ons verwag het. Hy is die verlosser, en dan gaan sy dor en sy sê, hy het alles van my geweet, as hy tot bekering kom. En nou sê Jesus vir die gemeente van Thyatira, ek ken julle liefde. Dis 'n manier hoe hy dit die gemeente beskryf. Hy sê, ek ken julle geloof. Ek sien dit raak. Ek sien julle diensvaardigheid. Hy sê, ek sien julle volharding. Dis soos met al die ander gemeentes, soos met Efese en met Smyrna en Pergamum, wat ons gelees het in die Pinkster, sê Jesus, ek sien hierdie goed raak. Julle tree tegnies korrek op. En dan sê hy vir hulle, maar ek het een ding teen julle. Daar tussen julle is iets aan die gang. Daar tussen julle het julle die vrou Isebel laat begaan. Nou, dit is belangrik om vir Isebel te verstaan, want in Thyatira het dit gegaan oor geld. Ek het vir jou so 'n foto van 'n Romeinse muntstuk en goed saamgebring, dat jy bietjie daarna kan kyk. Thyatira was 'n Romeinse kolonie, was 'n Romeinse stad, en wat het in Thyatira gebeur? Wel, hulle was beheer deur gildes, jy kan maar sê deur vakbonde. En elke gilde het sy eie god en sy beskermgod gehad wat hulle aanbid het.
En saam met hierdie beskermgod het hulle allerhande heidense rituele gehad. En baie van hierdie rituele was onsedelik. Isebel was 'n vroulike profetes wat daar beweeg het en wat daar opgetree het. En sy herinner jou aan Isebel van Agab. Agab was mos 'n koning van Israel. En die oomblik toe hy met Isebel trou, het sy hulle blootgestel aan die Baalgod, nê, en Astartes. Heidense gode, afgode, wat sy oral tot die pale laat oprig het, en dat die Israel, die volk, hulle eie identiteit begin verloor het, want hulle het begin meedoen met hierdie allerhande heidense gebruike. En as jy reg onthou mos het Elia opgetree, en die 400 Baalprofete doodgemaak op die berg Karmel, en dan vlug hy vir Isebel, want sy het hom agterna gesit, en sy wil hom doodmaak. Maar hierdie vrou in Thyatira was 'n profetes, sy was een van die leiersfigure in die gilde. So sy het hierdie ouens van die gilde ingesuig in hierdie rituele in. En hier is waar die gelowiges het swaar gehad het. As jy nie deelgeneem het aan die rituele nie, as jy nie meegedoen het nie, dan is jy uitgedruk. Jy het nie werk gekry nie, jy het nie besigheid gedoen nie. Jy het dit swaar gehad. En nou sê God vir hulle, vir die gemeente van Thyatira, julle laat haar begaan. Julle laat haar doen wat sy wil doen. Waar julle julleself moes afgesonder het, los julle vra om te doen wat sy wil. En sy het nog 'n sterkie daaraan gehad. Sy het so 'n bietjie meer gehad as net kom neem deel aan die gildes en kom neem deel aan hierdie onsedelikheid. Sy het ook vir hierdie ouens verkondig, maar weet jy wat, as jy so bietjie meer weet van die gode wêreld, as jy die geheimenis ken, het sy gesê, dan was dit soos 'n towerstaf wat jy oor jou lewe geswaai het. Jy moet nou verstaan, hierdie ouens in die Romeine, of in die Rome, as jy met die Griekse gode gewerk het, dan wou jy bitterlik graag geweet het, wat gaan daar bo in die gode wêreld aan. Ek moes 'n kennis hê, geheime kennis, van dit wat daar aangaan. En as ek geweet het wat daar aangaan, dan kon ek dit mos manipuleer. Want as ek die gode tevrede kan hou, kan ek hulle so tevrede hou, dat hulle my seën, en dat dit met my goed gaan. En kan ek die omstandighede met my beheer. En dis wat sy vir hulle sê, as jy 'n bietjie meer van hierdie geheime kennis ken, as jy weet wat gaan in die gode wêreld aan, dan kan jy julle wêreld beheer en verander. En ons ken nie so evangelie nie, nê? En wat sê Jesus vir sy gemeente? Hy sê, hierdie is nie deel van my nie. Hy sê, dit gaan gestraf word. Die Romeine het jy so 'n paar dae terug onthou toe ek in Pinkster gepraat het van dit gedoen. As ek die gode moes tevrede stel, dan het hulle 'n maag gevat en hulle het haar lewendig begrawe in 'n gat in die grond en 'n groot stuk graniet oor gesit. Hoekom? Want ons moes die gode tevrede hou. As ons hulle nie tevrede hou nie, dan gaan hulle met ons ongelukkig wees en hulle gaan ons laat swaar kry en hulle gaan peste en siektes oor ons loslaat. En hierdie ouens het gesê, maar ons kan dit nie doen nie. Daar was 'n ongelooflike mooi stuk wat jy saam moet lees. Dis waar Pilatus en Jesus in 'n gesprek is, net voor hy gekruisig word. Jy kan dit bietjie gaan oplees in Johannes 19. Jesus kom voor Pilatus en die mense, die fariseërs en die skrifgeleerdes sê, kruisig hom. En dan sê Pilatus, maar hoekom moet ek hom kruisig? Kruisig hom, want hy sê hy is die seun van God. En dan skrik Pilatus. Hoekom skrik hy? Gaan kyk, het staan daar. Hy het geskrik, hy was bang geweest, want wat as Jesus die seun van 'n God is wat ek moet tevrede hou? Wat as ek een van die gode se seuns onnodig nou gaan doodmaak en seermaak? Dan gaan die gode mos nie met my gelukkig wees nie. Dan gaan hulle allerhande ondenkbare laste en peste en goed oor my bring. So gaan Pilatus terug na Jesus toe en hy sê vir hom, sê vir my net, wie is u? Is u die seun van God? En dan sê Jesus vir hom, dit is soos jy sê. En dan sê, besef u nie, dat ek, u kan laat kruisig nie. En dan sê Jesus vir hom, jy het nie gesag, as God dit nie vir jou gee nie. En dan gaan Pilatus terug na die Jode, na die fariseërs toe, en die skrifgeleerdes en sê, ek gee hom oor aan julle, hier is julle koning. En hier is wat jy moet gaan lees. Wat sê hulle daar? Ons het nie 'n koning nie, ons het nie die keiser. Wat doen hulle? Dieselfde wat in Thyatira gebeur het. Ons verwerp God, ons verwerp Jesus as die seun van die lewende God. En as Jesus vir die gemeente Thyatira skryf, dan begin hy die brief, so sê die seun van God. Nie die seun van Apollo nie, nie die seun van Zeus nie, die seun van God. Hy praat met sy kerk,
Wat sê die Here vir die gemeente? Dis belangrik wat julle dink. Vers 23 moet jy nie mislees nie, maar dit asseblief weer gaan lees. Jesus sê, ek weet alles wat julle dink. Hy wil met die gemeente praat. Hy sê, julle mag nou wel al hierdie ander goed reg doen, maar as ons oor julle gedagtes moet praat, dan hak ons 'n bietjie vas. Paulus sê, as dit oor gedagtes gaan, ek neem gedagtes, die goed waaroor ek dink, neem ek gevangene, en ek maak dit gehoorsaam aan die Here. In Jakobus 1 kan jy gaan lees, waar kom die rusie vandaan, waar kom al hierdie sonde vandaan, waar kom al hierdie slegte goed vandaan? Dan sê Johannes, dis omdat julle gedagtes julle saamsleep, en wanneer dit bevrug raak, dan bring dit sonde voor. En waar bly sonde uit? Sonde loop uit op die dood, nee. Wat moet jy hoor vanmôre? Wat jy moet hoor vanmôre, julle jong ouens moet gaan gesels, is hierdie stelling. Hoe kom ek tot bekering? Wat moet tot bekering kom? Jesus sê vir die gemeente in Thyatira, as julle gedagtes nie tot bekering kom, dan gaan julle lewe nie tot bekering kom nie. As jou gedagtes nie tot bekering kom nie, gaan my optredes, dit wat ek doen, die manier hoe ek optree, die manier, die goed wat ek aanvang, nie verander nie. En dis wat ou Augustinus gesê het, hy was een van die kerkvaders in die 2de en die 3de eeu, na Jesus se lewe, sê hy, maar begeertes, praat nie net oor die goed wat ek doen en dink nie. Begeertes het te doen met dit wat ek lief het. Die goed wat ek in my lewe soek. Jy kan dit nou so 'n bietjie terugspeel, vanoggend as ons so aan die einde is, van Thyatira se brief. Wat wil die Here vir jou sê? Ek het vir jou gevra, kom ons praat oor gedagtes. Waaraan dink jy? Wat begeer jy? Wat is die een ding wat jy die heeltyd oordink? As dit nie Jesus is nie, as dit nie sy gees is nie, as dit nie die goeie ding is, soos Paulus sê, ek dink alles wat goed, mooi en prysenswaardig is, alles wat daarbo is, alles wat daar by die Here is, dan gaan jou lewe dit wys, nee. As ek goeie dinge nie bedink nie, gaan ek nie 'n goeie lewe hê nie. Miskien is dit nodig dat ons dit hoor wat die Here vir my en vir jou sê. Miskien is dit iets wat ma en pa bietjie met die jong mense kan gesels, en met jou vrou gesels. Maar waaroor dink ons die hele tyd? Ons is ingeperk, ons is nog steeds in uitdagende tye. Ons is nog steeds besig om 'n nuwe normaal te soek. So waaraan dink ons die hele tyd? Is dit wat die Here wil hê vir ons? Is dit die goed wat die Here vir ons gee? Of is dit nie? Is ons besig om, jy kan maar sê met 'n Isebel gees, besig om kompromie aan te gaan? Om te sê, Jesus, U is nie genoeg nie. Is daar iets meer as net die kruis? Moet ek nog iets meer doen, Here, van my kant af? Here, ek is miskien nou nie op al die plekke, die Here mag gee my 10de, en ek is besig om met U te praat en te werk, ek bid so nou en so nou dan skakel ek in om die preke te luister. Om tegnies korrek te wees, is dit nie te seker te verhouding met die lewende Jesus nie. En Thyatira moes dit hoor. En onthou nou, ons het gesê dat die gemeente se briewe was vir almal bedoel. Jesus praat met sy kerk. Wat sou Jesus vir stad op die berg sê? Daar waar jy is, daar waar jy besig is met jou eie gedagtes, is dit die vraag om te antwoord nie. Is hierdie gedagtes iets wat Jesus in my hart sit? Is dit onder die leiding van die Gees se lig in jou en my lewe? En mens hoor van baie mense wat slegte besluite maak. Miskien is jy soos ek en jy, as ons begin terugdink aan ons lewe, kan ons sê, Here, maar daar was plekke waar ons verkeerde besluite geneem het. Here, daar was seer kry goed in ons lewe.
Here, daar was goed waar het sommer net mal gegaan het en hand uitgeruk het. En dan sal ek en jy moet erken, dis toe ons gedagte wêreld nie in die lig van die Heilige Gees beweeg het nie, nee. Augustinus sê, dis baie eenvoudig. Wat ek begeer, waar my gedagtes lê, gaan sê wat ek lief het. En as dit nie Jesus is nie, as dit nie sy soort lewe is nie, as ek nie aan hom vashou nie, dan moet iets gebeur, nee. So mag wat jy hoor vanmôre wees, dat jy vir die Heilige Gees miskien kan sê, Heilige Gees, ek het nodig, dat jy in my gedagtes kom lê. Dat jy beheer neem oor my gedagtes, my begeertes, en dat jy dit bekeer, want as dit bekeer, Here, gaan my optrede en die manier hoe ek leef, heeltemal verander. Mag jy dit hoor. En mag jy die Gees se teenwoordigheid in hierdie tyd ook in jou gedagtes beleef. Mag ek vir jou bid. Kom ons bid saam. Heilige Jesus, baie dankie dat jy reguit gepraat het met ons uit Thyatira uit. En dat jy vir ons sê, as ons 'n nuwe lewe soek, en as ons 'n nuwe manier van lewe soek, en as ons opnuut wil optree soos U dit wil hê, moet ons begin by wat ons dink. Dankie dat ons al hierdie dinge so kragtig duidelik kon hoor. Mag U elke hart wat nou na U roep en sê, Vader, ek het U nodig. Ek het nodig dat U my gedagtes kom vernuwe, soos nuwe wyn, dat U dit sal doen. Vader, ek bid vir elkeen wat in uitdagings leef in hierdie tyd, en wat bekommerd is, en wat miskien sal top oor soveel ander dinge. Help ons om U te hoor. Help ons dat U gehoor sal word as U sê, ek gee vir jou die oorwinning, as jy jou gedagtes kan oorwin. Daarvoor prys ek U naam. Ek bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat alleen is, ons vriende by ons tuiste, wat ook daar in die sitkamer na hierdie preek gaan luister, elkeen wat waar ook al is, wat dalk iemand ken om te sê, ek gaan hierdie preek met jou deel, ek wil dit met jou share, ek wil dit vir jou stuur. Mag U naam verheerlik word deur hierdie dinge. Dankie Here dat U vir ons ook geleentheid gee om ons harte en ons gedagtes na U toe te draai. Dankie vir daai genade. Vergewe ons as ons dinge nog steeds dink en doen wat nie in U wil is nie, nie in die lig is van die Gees nie, en dat ons die hart droef maak. Dankie dat ons opnuut elke oggend kan begin, want U genade is elke oggend nuut. Daarvoor prys ek en eer ek U naam. Ek bid vir herlewing in die gemeente. Ek dank U Here vir al die mooi en wonderlike dinge en mense waarmee U ons omring, vir al die pragtige en mooi goed waarmee ons besig is. En ek bid dat U self, U wat die Seun van God is, hier tussen ons sal beweeg. In Jesus se mooi naam. Amen. Ek wil vir jou sê, mag jy 'n baie mooi Sondag hê. Geniet dit saam met jou mense wie jy liefhet. Leef in vrede.